Gemeenskapsgroepe soos buurtwagte speel 'n baie belangrike rol in veiligheid in Namibië. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is hierdie Marie van der Walt en vandag maak ons 'n syde draai met jou. Ons gaan kyk op Loederitz met die Loederitz buurtwag. Maar vereers gesels ek en François Steinberg oor die nuus in Môre se Republikein en nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Met die golwe van ons Dit is vandag amptelik die Chinese nuwe jaar van die vierperd is hier. En sy sê die vierperd maak dinge maller. Gongxi, gongxi. So verlede jaar was die jaar van die slang. So almal van ons moet nou daai ou slangvelle. Maar wat beteken die slang? Die slang is mos nou nie 'n mooi ding of ja, maar ons almal moes daai ou slangvelle, jy vervel ons nou. Mag ek vervel asseblief? Dit moet alles van verlede jaar moet jy nou afskit, al daai ou bagasie en daai kerel van jou wat nou eintlik nou net soos nie kerel van my nie, net vir die rekord. Jou nek gehang het of daai simpel werk wat jy gehad het waar jy nie waardeer is nie. Dis jy moet van al daai ou bagasie ontslaa raak en nou spring ons weg. Met 'n spoed, met die vierperd. Dit was laas in 1966 die jaar van die vierperd. En daar is groot omwentelinge en transformasie wat voorspel word. Ook soos ou stelsels wat gaan val. Daarna sien ek nogal baie uit. Môre is 'n Republikein. Ek hoor jy praat van Loederitz en ons skop ongelukkig af met 'n baie hartseer storie van Loederitz. In Desember is 'n ouma, 'n 74-jarige ouma, toe sy winkel toe stap, is sy aangeval en aangerand en net van haar sakkie inkopies beroof en sy is met 'n klip geslaan en ek weet die hele Loederitz was in rep en roer oor die tannie. So in Januarie het sy beswyk aan daai beserings in die hospitaal. En baie mense was lief vir haar en daar's nou 'n optog beplan want die gemeenskap, veral die jeug, sê dit is 'n dwelmverwante voorval hierdie en so hulle ruk op teen dwelms. Wat vir my 'n baie goeie ding is om 'n klagskrif daaroor in te gee en hulle voel ook dat die dwelmbase wat in hierdie huise bly wat verhuur word, moet uit daai huise uitgesit word. So ja, daar's altyd 'n klomp maatskaplike kwessies verbonde aan dwelmverwante sake en enige verslawing goed. So ja, 'n groot probleem in ons hele land en ek seker nie net in Loederitz nie. Ja. Goeie nuus, Karibib se dorpsraad het uiteindelik gereageer op toetse wat gedoen is en hulle sê daar is nie asbestos in die marmerstof op die dorp nie. Daar was onlangs 'n verslag wat beweer het dat daar daai fyn as marmerstof asbestos. Ja, so dis nou 'n hy sê sy sê en wie gaan jy nou glo? Daar is plaaslike laboratoriumtoetse gedoen en dit is glo nie so nie, maar ek voel daardie artikel is 'n moet lees. Dan ons aanhoudingsselle bly mos 'n groot probleem in hierdie land. Ons polisiehoof sê wêreldwyd val aanhoudingsselle onder korrektiewe dienste. Hier val dit egter onder die polisie. Maar dit is mos nou hier. Ja, maar dit is nou aanhoudingsselle spesifiek by polisieselle. By polisiekantore of Ja. soos ons praat polisiestasies. So dis nie gevangenisse nie, dis die aanhoudingsselle. En ons weet dit lyk
haglik daar. En hy sê ons moet die wêreldwye trend volg van dat dit eerder onder korrektiewe dienste, want ja, daar is natuurlik nou nie geld in die polisie om dit te onderhou nie. En ons weet ook dit is oorbevolk. Dit is die groot kwessie is die oorbevolktheid daarvan. Onlangs is berig van aanhoudings, persone wat in aanhoudings wat verkrag is, en dat daar baie smokkelware is, en ons sien ook van ma's met kinders wat in aanhoudingsselle is, en dis 'n deurmekaar bedryf. Ja, so dit is 'n groot kwessie. Ja, maar ek moet ook vir jou sê, ek dink polisie en aanhouding is twee verskillende dinge eintlik. Jy weet die werk om 'n aanhoudingssel te beman en die werk om 'n polisiekantoor en 'n polisieman te wees. Dis twee verskillende dinge. Jou taaklys lyk heel ander. Hulle vat dalk hande, dit is soos 'n printmedia, gedrukte media en televisie. Dis al twee media in beginsel en hulle vat hande, maar hoe jy by daai twee produkte uitkom is heeltemal anders, jy weet. So dis vir my, en daar's ander beginsels, daar's 'n ander begrip wat jy moet hê van iemand se regte byvoorbeeld. 'n Polisieman moet begrip hê van wat is iemand se regte wanneer jy hom in hegtenis neem en so aan en so voort. Maar iemand wat werk by 'n korrektiewe beampte het weer ander pligte. Het weer wat is sy dag tot dag regte wanneer hy in daardie sel is? Watter netheid moet daar wees? Hoeveel keer is hy geregtig om te eet in 'n dag? Wat is hy geregtig om te maak? Daardie tipe dinge. So dit is vir my twee verskillende begrippe. Hulle is aan mekaar, maar hulle is nie heeltemal dieselfde nie. Hulle is nie heeltemal saam nie. Ja. Maar François, ons was nou saam. Ons was nou saam. Klim op daai perd. Laat hy galop. Daai perd gaan my nog mal maak. Maar François, baie gelukkige jaar van die vuurperd aan jou. Kry ons nie rooi koeverte? Dit is die ding waarna ek verlang toe ek in Taiwan was ek nou hierdie tyd 'n baie ryf vrou. Ons het ek het sulke vet rooi koeverte en baie persente gekry. Ek verlang daarna om per uur betaal te word. Ja, François, jy word ongelukkig nie per uur betaal nie, maar jy gaan dalk nog 'n uurtjie in jou werk moet insit. 'n hele paar ure. So ons gaan jou nou vrylaat. Baie dankie dat jy ons was. Klim in daai saal hierheen, hè? Ek dink jy gaan maar saam met my in daai saal moet klim, maar ons hoop daai perd is nie te wild nie. 2, 1. Hi, welcome to We Talk, your weekly hub for inspiring stories and community highlights. In Talk of the Town, we bring you the latest news from Windhoek and the surrounding towns. Need weekend plans? The We Chill segment has the coolest and best events lined up for you. For all the foodies, We Dine explores the hottest dining spots, and for We Do Business, we celebrate the inspiring entrepreneurs. Finally, We Care celebrates the heroes making a difference in their communities. So don't forget to catch We Talk every Thursday at 1:30 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. Aitsa is 'n echt Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hul dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne. En dit maak van Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa Woensdae om 20:30 op NTV, oneup2.com, asook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaanse YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Dit begin net so effens afkoel hier in die hoofstad, maar gaan dit nog verder afkoel môre? Kom ons gaan kyk. Op Rondo reënerig met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 19 grade Celsius. Op Omaruru gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 32. En op Posikati ook gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 20 en 'n maksimum van 30.
Op swak op moet gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 19 grade Celsius. Reënerig op Arnhamsvlei met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 34 en ook reënerig op Rehbold met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 30. Ek dink twee van die lekkerste trippies wat jy in Namibië kan doen is natuurlik 'n sydetrip en 'n see-trippie. En vandag bring ons hulle bymekaar waar Oudus Daniels gaan gesels met die Loederitz buurtwag. My name is Sergeant Gabriel. I'm responsible for community policing, community affairs. When we talk about community policing, community affairs, it's generally the Namibian police has realized that we must start moving away from our traditional ways of policing. You know, the scope and donor, the police is just there to fight and what. No, we are waiting away. We want to go away from that style of policing to a more community-based or to involve maybe the community a bit more, to be more like approachable as a community, as the police. This will also help to address community, to address crime in a more holistic and community-oriented approach. And the Namibian police has taken note of that. That's why the establishment of the community affairs or community policing is within the Namibian police. Furthermore, community policing is essential and just an extension of fighting crime, as it helps to educate and we raise more awareness about different issues of crime, gender-based violence, drugs, and all those community problems that we are facing. Community policing is just to say that we want people not to be scared of police, to know that you can approach the police, you can. There are certain officers maybe that you can talk to. It's not only about fighting crime or being reporting or being arrested. That's why we are saying we want to build a community policing department. And especially under my department, we are also encouraging youth to join these groups, like the Neighborhood Watch. We are aware that there's a Neighborhood Watch that is going around. It's not to say that it can be the only Neighborhood Watch group in the town. Every community, like every location even, can you have your own Neighborhood Watch group? Whether it's a Northwest Neighborhood Watch group, NHE Neighborhood Watch group, Jackals Dry can have their own Neighborhood Watch group. Those are the kind of things that we are trying to promote under community policing. Furthermore, also we are encouraging the youth to come up with Youth Against Crime. Just to form up and say that no, us we are tired of crime, we just want to patrol, be the eyes and ears of the police. Because let's face it, let's be honest, if criminals out there, if they see this uniform, even if they wanted to commit something, they will not do it. But if us as community, we are there, you are the eyes and the ears of the police, you can see what is happening. People are committing these things in front of you. So it's just to say the community policing wants to encourage and wants to foster that relationship. To say that no, feel free to approach the police. Just to say that you are there, Youth Against Crime, you are there as a member of the Neighborhood Watch. There's the Women and Men Network. If you feel like maybe you are no more a youth, you can also join the Women and Men Network. These are essentially voluntary groups that you can form up or you can join. Then you just decide, okay, us we as a Neighborhood Watch, us we are as a group, we are patrolling this particular area or we are focusing on this particular maybe hotspot or particular crime. Just say that, okay, if we hear something of housebreaking, then this is the people that we can talk to. That one will help to build a strong relationship, not only within the police or in the community, but also within our community of Loederitz. In Mei 2021 het 'n klein groepie van ons ek wil na verwys as like-minded people
by mekaar gekom en ons het die crime situation in ons dorp discuss. Op maandag die 27 Julie 2021 het ons die Neighborhood Watch Luderitz chapter established en op daai stadium was ons 6 lede. Ek myself Manfred Rupert Anderson, oom Nicholas Enten, hy's 'n elde in die dorp, Pastor Gordon Titus, Derek Nybop, Milton Pitt en dan sy vrou Jessica. Ons het by mekaar gekom en gesê, net praat gaan nie help nie, ons moet opstaan as community en iets doen. En ons het onmiddellik ingeklim en begin. So ons het begin hardloop onder die Neighborhood Watch Luderitz chapter name. Op Vrydag, die 31ste Julie 2021 het ons 'n brief geskryf aan die plaaslike polisie, aan die landdroskantoor en dan ook aan die Karas Regional Council en ook aan die Luderitz Town Council wat ons staatsvaders is om vir hulle in te lig. So daar kan nie alle acknowledgements of receipts by wyse van hulle stempels en handtekeninge sien, net om seker te maak dat daar geen grey areas is nie en dat almal verstaan wat ons doelwitte is en waar ons begin. En al hierdie instansies is dan ook voorsien van die konstitusie van Luderitz Neighborhood Watch. Neighborhood Watch of Buurtwag word established onder die Namibian Police Act en in 1994 reeds het Nampol die British stelsel begin implementeer waarby die belangrikheid tussen die samewerking van communities, gemeenskappe met die polisie gehighlight is en community of gemeenskapspolisieering het in plek gekom. So Neighborhood Watch in Luderitz spesifiek, daar was 'n redelik groot impak op toerisme, besoeke aan die dorp, waarby sekere toeroperateurs het Luderitz afgehaal van hulle itinerary omdat hulle gevoel het die situasie op die grond is nie conducive vir hulle mense se veiligheid nommer 1 en vir hulle se besigheid as toeroperateurs. So aan die hand van dit alles, daar's nie 'n kort pad en daar word nie konnes gekat met gemeenskapspolisieering nie. Dis nie 'n fly by night business nie. Nommer 1, dit is non-profiteering. Ons as Neighborhood Watch gebruik ons eie hulpmiddels, ons eie voertuie, ons eie brandstof, ons tyd, baie van ons het voltydse werk, so ons doen hierdie in ons na-ure, wat tyd is wat ons veronderstel is om te spandeer met ons families en vriende, maar dit is vir ons belangrik om iets terug te ploeg in die gemeenskap. En dan obviously, wie laat rol ons wiele in die dorp? Daar is toch mense in die besigheidsgemeenskap wat uitreik na Neighborhood Watch en ons dan ondersteun in terme van 'n stipend om te help met brandstofkostes. En brandstofkostes is heidaglik ons grootste challenge. Ons genereer geen inkomste nie en Neighborhood Watch is daar's geen betaling. Die enigste betaling is dat jy doen iets goed vir die gemeenskap. Ja, jy kry iets terug van die gemeenskap. Dit is normaalweg jou dank en aanprysings waar ons suksesse behaal in dit wat ons doen. Sal ons altyd na verwys as dis 'n sukses wat behaal is deur die polisie en ons was daar 'n ondersteunende rol. So ons claim nie accolades vir dit wat ons doen nie. So daar word van jou verwag om 'n aansoekvorm te voltooi waarby jy bekend maak hoekom jy wil aansluit by Neighborhood Watch. Nadat jy 'n induksie gegee is en aan jou verduidelik is wat Neighborhood Watch is, dat jy nie 'n inkomste gaan kry, dit wat jy doen nie, dit gaan suiwer oor die liefde van die saak en ons is 'n voorvereiste dat jy moet geen kriminele rekord hê om aan te sluit by Neighborhood Watch. En dan die ander ene is, jy moet 'n liefde hê om iets te doen vir jou gemeenskap. So by registrasie, ons doen informeel 'n wetting van die persoon wat dan nou aansoek doen en as ons tevrede is dat hierdie persoon voldoen aan die conditions, criteria, vereistes om aan te sluit by die Neighborhood Watch, dan gaan ons hom deurlei. Ons gee vir hom 'n induksie nommer 1
'n induksie oor ons constitution, so die Neighbourhood Watch het 'n konstitusie. Daar's 'n code of conduct. Daar's 'n memorandum of understanding wat dit dan afteken met die chapter met die Neighbourhood Watch, met die buurtwaggroep hier plaaslik. Ons het 'n patrol policy om seker te maak nie almal wat aansluit by Neighbourhood Watch kom uit die veiligheidsmagte of uit die polisiemag of uit die correctional services of uit die security industry nie. So daar is mense wat uit ander beroepe kom, so dit is nodig om dan vir die mense te sê, want op die einde van die dag gaan dit oor observeer, rapporteer, patrolleer, en dit is nodig dat jy die mense wat nie op hoogte is, daarmee nie op hoogte bring. Want as daar 'n incident is waarby iemand byvoorbeeld seer kry of waarby daar litigation is against teen 'n spesifieke lid van die Neighbourhood Watch, dan moet ons ten minste kan demonstrate dat hierdie persoon het die basics verstand van wat hy kan doen, wat hy mag doen en so meer. So wat ons dan ook onder ons patrol policy, ons konstitusie en al hierdie verlede verduidelik is die issue van human rights. Ons operate in 'n sfeer waar ons gaan nie invade die privacy van enige Namibiese burger, want ons weet dit word protect deur die constitution. Sou ons foto's neem of video's maak of dan areas betree, doen ons dit met een ding in gedagte, is ons tree nie op in 'n area waar 'n lid van die publiek 'n reasonable expectation van privacy enjoy nie. So ons gaan nie oor 'n ou se venster spring en video's in sy yard maak of 'n hommeltuig gebruik om video's te maak van 'n area. Ons skrap nie in mense se astromme om te vies oor hulle se identiteit en al hierdie goed nie. Ons rol is suiwer om te kyk as daar misdaad is, waarnemings te doen, onmiddellik te rapporteer aan die polisie en dan die polisie te assisteer, by te staan wanneer hulle ondersoeke doen en wanneer hulle apprehensions doen. Binne gemeenskappe het jy soms laat gemeenskapspolisieering nie so reg verstaan nie. En ons verduidelik vir die mense ook as deel van ons education outreach, dat as 'n civilian is jy by magte onder die strafproseswet om 'n civilian arrest uit te voer wanneer iemand 'n skedule 1 oortreding in jou teenwoordigheid pleeg. En daar sekere vereistes dat jy hierdie persoon dan onmiddellik moet oorhandig aan die polisie, rapport by die polisie moet maak. Jy kan beslag lê op bewysstuk of enigiets wat jy vermoed wat kan dien as 'n bewysstuk in 'n kriminele ondersoek. Die voorvereiste weer sou so 'n beslaglegging gemaak was en arrestasie uitgevoer was, onmiddellik rapporteer aan die polisie en oorhandig. Ons as Neighbourhood Watch is nie 'n replacement en dit gaan nooit ons intensie wees om die rol van die polisie oor te vat nie. Ons gaan ons nooit voordoen as polisiebeamptes nie. So wanneer ons 'n perseel patree, wanneer ons 'n lid van die publiek engage, die eerste ding wat ons vir daai persoon sê is, luister, verstaan net mooi, ons is nie die polisie nie, ons is Neighbourhood Watch. Ons is nie polisiebeamptes nie. En ons weet wat die konsekwensies is as jy jou voordoen as 'n polisiebeampte. Neighbourhood Watch lede word dan ook baie duidelik ingelig dat hulle onder geen omstandighede vir hulle moet voordoen as polisiebeamptes nie. Individuele lede van die Neighbourhood Watch tree op in hulle eie persoonlike hoedanigheid. So enigiets skeefloop as gevolg van jou optrede en die dinge nadat jy induksies en goed gedoen het, kan die Neighbourhood Watch of die polisie nie verantwoordelik gehou word vir jou optrede nie. Jy sal moet pas staan vir jou optrede as dit bevind word dat jy onkonstitusioneel of krimineel opgetree het of buite die riglyne en bepalings rondom gemeenskapspolisieering opgetree het. So wanneer 'n persoon sy desire uitspreek om aan te sluit by die Neighbourhood Watch, doen ons die induksies, ons doen die vetting, ons voltooi die vorms, en ons vat die persoon en ons gee vir hom 'n hands-on feeling van wat dit is wat ons doen. So ons sal hom op 'n spesifieke nag, wanneer ons uit is op die straat, het sy patrollie of op observasie, gaan ons hom saamvat, sodat hy hoor en op die ander kant ondervind hy. En dan sê ons vir die persoon, luister, gebruik so 'n week na 2, en as jy dan nog voel, kom terug, laat ons die ding vat na die volgende proses toe.
daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25 in Namibië, as ook oneupto.com om 8 uur môre aand. Maar tot dan, is dit mooi bly.